Maar jy so praat, maar as nie deur omhoor nie, Was dit nou? Ok, ek sal my naby praat. Maar sê jy, baie welkom en ek was besig om julle te vertel hoekom ons 'n koöperasie is. Want ander van hierdie tipe organisasie doen hulle self 'n klap of 'n netwerk of een of ander naam. Maar ons is 'n koöperasie. En wat belangrik is om te verstaan van 'n koöperasie is, dit behoort aan sy lede. Elkeen wat 'n lid word van hierdie groep, word 'n aandeelhouer en 'n eienaar van hierdie organisasie van ons. So dit behoort nie aan een ou of iemand met 'n goeie idee nie. Dit behoort aan jou. Aan jou ook. Word dit deel hiervan, dan word hierdie koöperasie presies dit wat julle wil hê dit moet wees. En die koöperasie bied dan vir julle aan wat julle nodig het. 'n Koöperasie is 'n organisasie wat 'n skaars en duur hulpbronne met mekaar deel. Wat gaan ons hier so deel met mekaar? Die eerste belangrike ding, ons wil met mekaar kliënte deel. Hulle is baie skaars, hoor. As jy 'n klein sakeman is of 'n beginner sakeman, dan weet jy is een van die moeilikste dinge is om 'n kliëntebasis op te bou. Nou hier gaan ons met mekaar deel. Die volgende ding wat 'n mens graag wil deel is geleenthede. Partykeer is 'n geleentheid te groot vir een ou. Partykeer het jy ander mense nodig om in daai geleentheid vir jou ook te deel. So bring julle geleenthede en laat ons deel. Dan is daar ander hulpbronne en ander skaars dienste wat ons met mekaar kan deel en alles om jouself as 'n lid sterker te maak en meer voordele te gee. Op die einde van die dag, as jy 'n sakeman is of 'n sakevrou, dan wil jy 'n wins maak. Daai bietjie geld wat jy huis toe kan vat, wat jy wil besluit oor hoe jy dit gaan spandeer. En 'n klein sakeman in hierdie moeilike tye wat ons lewe, het bitter min van daai oor op die einde van die maand. Daar's 'n klomp goed wat jy moet betaal en as dit af is, gaan dit van jou omset, dan is daar min oor. En in hierdie koöperasie wil ons daai gedeelte wat jy moet huis toe vat, jou groter en groter en groter kry, sodat jy 'n suksesvolle en 'n ryk sakeman kan wees eendag op 'n sakevrou. So hier gaan ons saamwerk. Hier neem ons eienaarskap van ons toekoms en hier bou ons 'n koöperasie wat vir ewig gaan bestaan. 'n Koöperasie hou nie op nie. Lede kan kom en gaan, maar die koöperasie gaan bly staan. Nou ons het verskeie gedagtes, idees in die koöperasie wat ons alreeds aan begin werk en wil uitvoer. Maar ons het ons lede nodig om ook hulle insette te gee en betrokke te raak by van daai oplossings wat ons graag wil implementeer. So een van daai oplossings wat ons aan gedink het, wat ons graag aan julle wil voor hê, is dat ons wil een van hierdie stalletjies hier neem op 'n permanente basis. Sodat julle hier kan kom en kliënte hier kan kom ontmoet, hier kan kom gesels en 'n plek het waar ons kan sê, man, daar gaan julle vir ons kry. Waar julle julle pamflette en julle besigheid kan adverteer, sodat as jy besoekers by hierdie plek kom, hulle gaan nie verby, dan kan hulle sien, jy doen dit, jy doen dat, daai een is goed met dit, hierdie een kan my tande trek, daai een kan vir my brille maak, en hulle gaan dit weet, want hulle kom hier en hulle gaan dit sien. So as julle dink dit is 'n goeie idee, dan gaan ons ontwikkel en ons doen dit. Ons wil graag 'n pragtige webblad hê, waar elkeen van julle skakels kan opsit, so as iemand gaan soek na die skouerskuur, gaan hy vir jou opvind. So, kom ons werk saam, dan kry ons daai skakels en ons skakel met mekaar en bou daai organisasie sterk. Ons beplan dan ook om skoue te reël, geleenthede skep waar ons ander mense hiernatoe kan nooi, wat julle kan ontmoet en hulle met julle kan besigheid doen. As julle kan dink aan so 'n tipe van 'n skou wat ons kan reël en hou, gesels met die bestuur. 'n Ander belangrike ding, ons kort nog 'n paar direksielede en komiteelede. So as julle voel julle wil graag deel word en 'n bietjie beweging aan die ding gee, kom na vore. Stel julle self beskikbaar. Kom op die bestuur. En so bou ons die hele koöperasie op.
Ek wil so vra, is daar enigiemand wat 'n vraag het spesifiek oor die koöperasie? En hoe is hy anders as 'n maatskappy of 'n klub of so? Kan ek dit ook gou vir julle verduidelik?